Right, goeienaand almal. Dit ons almal wat nou hier so is. Hoe gaan dit met julle? Kom ons hoor sommer vinnig hoe gaan dit met julle elkeen voor ons begin met die klasse? Hallo, julle kom maar praat. Ereftel Mias. Erif Touf my oud. Baie goed Ella. Dankie. Shalom lechem. Dankie Ella. Touf my oud beteken baie goed. Bedoelende mooi dat jy so met my gepraat het. Baie goed. Touf my oud. Willem? Goeienaand almal. Goeienaand Dominic, goeienaand almal. Het gaan hier met ons ook lekker baie goed. Met julle, sê daar, hoe gaan dit met julle twee? Goed. Alright, ek bly die jong span leer van kleins af. Dis wonderlik. Ons is ook hier en welkom in goeienaand aan almal bedoel ek so. Wonderlik. Dankie Karel, Jay en Aiden, dan die Sona. Goeienaand almal, dit gaan goed hierso. Ons sit net angstig en wag vir reën, so ons hou dop daar. Ai, dan sterkte tannie. Ek dink daai wêreld van julle bly maar altyd maar 'n droë plek, maar ons bly bid dat julle sal uitkomste kry daarso. Alright, so dankie dat julle almal hier is. So kom ons begin want ons weet mos nou ons tyd is bietjie min op Zoom. So ek sal kyk en ek hou baie van Zoom, maar dalk moet ek maar iets anders te probeer want dan kan ons dalk 'n langer sessies hou. Nie baie langer nie, maar ten minste 10 minute of wat langer. Want ongelukkig met Zoom moet jy betaal as jy wil langer aan die lopende sessies wil hê. Anders moet ons maar Mia. Yes, Ella. Ek val jou in die rede, ekskuus. Het jy al aan Teams gedink? Teams werk baie goed. Alright, ons sal dit ook as 'n opsie kon gebruik. Dis reg, dankie Ella. So ek sal dit Dink nie jy betaal daarvoor nie, hoor. Alright, dis goed om te hoor. Alright, nee, Ja, ek dink jy betaal vir Teams nie. maar ek sal dit bietjie ondersoek in die week, 'n bietjie uittoets en dan kan ons miskien ook oorgaan na dit toe, eerder dat ons langer by mekaar kan kom. Maar dankie Ella, dankie vir dit. Ek waardeer dit vir daai insette. Alright, so ek sal Teams bietjie opsoek en dan sal ons bietjie kyk of dit dalk beter gaan werk vir ons situasie. Alright julle, so kom ons praat nou. Alright, so ons gaan nou vanaand het ek gevra dat ons spesifiek gaan praat gaan oor die vokale in Bybels Hebreëus. Ons het nou twee klasse, die twee vorige klasse het ons gewerk net aan die konsonante. So ons gaan vanaand bietjie oor die vokale praat. So ek gaan sommer net so bietjie net so inleiding gee is oor die vokale voor ons spesifiek praat oor die wat se vokale en wat die vokale is ensovoorts. Alright, so weer eens onthou, ek gaan dit nou baie eenvoudig verduidelik. Dis eintlik 'n baie meer komplekser ding, maar net dat julle weet. Alright. So oorspronklik was die Bybelse Hebreëse teks was net konsonante. En dit was tot en met ek wil sê die presiese datum kan mens nou oor stry en redeneer, maar kom ons sê nou maar hier van 200 na Christus, min of meer, het hulle begin om vokale in te sit. Alright? En dis hoe die teks dan ook begin ontwikkel het. So daar was net konsonante, so as jy ook kyk vandag as jy kyk na moderne Hebreëus, as jy sien hom op die nuus, jy sien iets van Israel of jy kyk iets en jy sien daar's video's van Israel, van sommer in die strate en jy kyk die naamborde. So daar sal in Hebreëus sal iets wees en dan sal gewoonlik in Arabies en dan ook in Engels gewoonlik goeters wees. Nou as jy na die Hebreëus spesifiek kyk, sal jy sien dat dit is net konsonante nog steeds. Alright, so moderne Hebreëus gebruik ook net konsonante, maar Bybelse Hebreëus het vokale bygekry vir 'n spesifieke rede. Ek gaan nou dit bietjie verduidelik. So maar oorspronklik, soos die moderne Hebreëus ook, die persone wat dit vir wie dit hulle moedertaal is, hulle weet outomaties watter vokale moet waarkom met die vorming van die woorde ensovoorts. So hulle weet wat se vokale moet waarkom. So daar is nie tekens vir die vokale. So kom ek sê as ek praat van tekens, onthou ons taal in die Romeinse alfabet het ons A en jy weet E, ons het I,
O en U, né? En dan het ons nou Y wat eintlik meer gaan na 'n ander tipe diftong tipe van ding, maar anyway, so daai is ons vokale, né? Ons primêre vokale. En dan het ons in Afrikaans in besonderheid ons dan mos nou ander nog ekstra by wat diftonge en triftonge is, né? So ons het byvoorbeeld I saam of as dit sê net maar wat die woord braai het ons I. Dis 'n triftong is 3 vokale bymekaar en 'n diftong is 2 vokale bymekaar. Alraai. So dis min of meer hoe ons werk en ons het vokale, okay? So aanvanklik was daar nie konsonante by die Bybelse Hebreëus die tekste nie en met so hiervan af sê net maar ons gaan maar sê so plus minus eintlik nog voor dit, maar 150 voor Christus al toe het dis nou nadat die Jode uit ballingskap uitgekom het en hulle teruggegaan het na hulle land toe kom die Grieke Alexander eers en toe verower hy weer vir Jerusalem vir Israel en toe wat hulle ook gedoen het is hulle die tempel kom verwoes in 'n sekere mate. Die tempel nog gestaan, maar hulle het die tempel oorgeneem. Hulle het die altaar alles daar kom verander. Hulle het byvoorbeeld varke gaan slag op die altaar. En jy weet mos vir die Jood is dit 'n taboe ding. So hulle het die Jode baie sleg behandel. En toe ontstaan daar 'n tydperk waar mense noem dit 'n rabbynse tipe van Joodse manier van lewe waar hulle die rabbies begin opstaan het en die ontwikkeling van rabbies en hulle het baie meer gepropageer in daai tyd toe nou en dis nou van 150 voor Christus tot sê nou maar tot weet verder as 70 na Christus want 70 na Christus is die tempel vernietig vir die tweede keer die Joodse tempel. Alright, so daai rabbynse Jodendom het opgestaan en toe het hulle gesê kom ons preserveer ons teks. Alright? En ons tradisies en die manier hoe ons die wet uitoefen of beoefen, want ons moet terugkeer na die woord toe. Want daar was te veel ander mense en heidene en ander volke en mense wat ons kom beïnvloed en baie mense het weggedwaal van die Joodse wette af, van die wet van Moses en al die ander Joodse wette en die Jood gesê, 'n deel van dit was dat sê kom ons preserveer ons teks. En wat ek daarmee bedoel is kom ons skryf ons teks, maak meer kopieë daarvan, plus ons sit vokale by en aksenttekens. Want dan gaan volgende generasies beter weet hoe om die teks te lees, op te voer. Nou baie keer as hulle in die sinagoge die teks sal lees, dan sal hulle dit half ook sing in 'n sekere manier, hulle chant dit of sing dit in 'n sekere manier. Alright, so dit was vir hulle baie belangrik. En onthou toe 70 na Christus, toe is die tempel verwoes, so toe begin daar al hoe meer toe kom as sinagoges. Want hulle het nie meer 'n tempel nie, tot vandag toe is die tempel nog nie daar meer nie of herbou nie. So toe het die Jode gesê, alright, ons moet nou begin om ons tradisies en ons goed te beskerm. So kom maar klomp sinagoges en as ons vokale en aksente bysit dat die woorde reg uitgespreek word, want ons moet dit reg doen, dan gaan meer rabbies op verskillende plekke en op ander stede en dorpe ook weet om dit reg uit te spreek of so naby as moontlik aan die oorspronklike. So toe sit hulle vokale en aksente by. Hierdie proses wat eintlik baie jare aangegaan. Die groep mense wat dit gedoen het, dis deel van 'n familie, hulle het genoem die Masorete. Alright. So hulle het vokale en aksente bygesit om te help om die woorde reg uit te spreek. Alright. So daar was net konsonante, hulle sit die vokale en aksente by. So die vokale en aksente is eintlik deel van dieselfde stelsel. So aksente is eintlik 'n hele ander ballgame nog. Dis nog iets ekstra, maar dis too much om dit nou vir julle te probeer leer in 1 jaar. Maar ons moet die vokale ten minste leer. Maar om besef dit altyd, ek gaan vir julle wys in die teks wat ek vir julle gaan gee, is daar vokaaltekens en daar's aksenttekens saam met dit. So die vokale sê vir natuurlik vir ons wat se klanke om te maak en die aksenttekens wys vir ons waar die klem moet wees in woorde en waar as ons 'n sin lees waar ons moet stop, waar ons moet asemhaal ensovoorts, nee, bedoelende hoe jy die sin moet uitspreek. So dit is hoe aksenttekens maar by ons ook werk in sekere mate plus leestekens ensovoorts, nee, ons het leestekens, kommas en punte, dubbelpunte, kommapunte, uitroeptekens, vraagtekens, nee, al daai goed help vir ons om die uitspraak van die sin te verbeter. Alright. So ons gaan basies maar net fokus op vokale. Ek sal wel vir julle in die tekste wys as daar
aksentteken of waar die aksenttekens is. Dis nie of aksenttekens is, ja, is aksenttekens, maar ek sal dit vir julle uitwys. En later met verloop van tyd as jy dit inoefen, sal jy maklik kan sien, alright, hierdie is die vokale en dit is die aksenttekens. Alright, die vokale en aksenttekens hang af. Die vokale is baie spesifiek waar hulle kom, bedoelende sekere vokale tekens gaan net op onder die woorde kom, ander gaan bo die woorde kom, maar die aksenttekens kan varieer. So waar ook al 'n plek oop is op die woord en dan moet een wees 'n aksentteken, dan sal die teken daar wees. Maar nie alle woorde het noodwendige aksentteken nie. Ek noem dit ook maar net vir jou, so moenie dink as oral net aksenttekens nie, maar daar is in sinne is daar baie aksenttekens om te help met die lees van 'n sin. Okay, so ek het vir julle laasweek hierdie ding gestuur. Nou hierdie is net 'n baie komplekse ding om te leer, want dit is nou baie dit as jy kyk na die hulpkaart wat ek vir julle in die begin gegee het, hierdie is 'n baie meer eenvoudiger een. So julle kan na albei kyk eintlik. Die ander is net bietjie meer volledig. So julle sal sien, daar word heeltyd gepraat van A-tipe, A-klas vowels en dan het ons U en ons het O, maar van hulle is half saam met mekaar. O en U en I en E is baie keer saam as dieselfde tipe klas, maar hierdie een varieer dit nou. Dan kry ons lang vokale wat sogenaamd kan verander en ons het kort vokale en dan het ons ook baie kort vokale en dan het ons vowelletters, dis dan nou leestekens, maar ek gaan nie te veel daarin gaan nie, of mothers of reading, dis leesmoeder, skus is die woord. So dis sekere vokale het nog 'n konsonant by hom om te help om hom te identifiseer en te lees. Maar okay, maar moet julle nie te veel daaroor worry nie, dit is al 'n bietjie hoër graad, maar besef dit ook maar net dat julle maar net weet daarvan. Alraai. Nou kom ons gaan na 'n ander ding wat ek vir julle gegee het op die groepie en ons gaan na hom kyk. Alraai. So om hom nou te leer, sal jy sien, okay, eerstens ons het lang vokale, ons het kort vokale en ons het lang ekstra kort vokale. Nou wat bedoel die lang en die kort? Dit beteken hoe vinnig jy die woord daai klank maak. En dit het baie goed invloed op die ander konsonante en ook vokale, want dis hoe ons die woord moet uitspreek ensovoorts, nê? So dit is so byvoorbeeld dink aan Engels, Afrikaans, as ek nou 'n simpel voorbeeld kan gebruik, ons sal sê sê maar braai. En dan sal sê maar braaier, alright? Dis nou baie simpel voorbeeld, maar braai is 'n lang vokaal en dan is 'n kort enetjie so net daarna. Braaier. Want ons kan nie sê braai, okay, dis natuurlik nie 'n woord nie, maar jy verstaan, jy kan nie twee lang goed langs mekaar sit nie. So baie keer wissel dit tussen mekaar, dis of twee kortes of 'n lang en 'n korte wat na mekaar is. Nou ook nie altyd noodwendig direk na mekaar nie, maar daar's 'n konsonansie maar tussen hulle ensovoorts. Maar hierdie goed het 'n baie belangrike invloed op die woorde. So natuurlik ek verwag jy moet al hierdie goed weet nou nie, maar jy moet daarmee ten minste die woorde die name van die vokale kan uitken. Alraai. So kom ons begin nou hier aan die linkerkant. En vergeet nie eens van al hierdie kamets, goeters, maar hierdie kamets is belangrik. Kamets, so kamets is 'n A-klank. Maar jy kry twee tipes van hulle. Jy kry kamets, Kadoel is sy naam, kamets Kadoel, hierdie een dan nou, kamets Kadoel, en jy kry kamets Gatoef. Alright, maar kamets Gatoef is 'n kort een. So hy's op en die kamets Kadoel of net gewone kamets is 'n A, soos 'n lang A, 'n lang vokaal, alright? Dan kry ons so die kamets is dan, kom ek vir wat julle nie verstaan, hy is hier onder, so die byt konsonant wat ons hier het is maar net 'n plekhouer, nê? Dit is niks te doen met die klankie, dis maar net 'n plekhouer om net te wys die vokale. Nou kom ek zoom dit so 'n bietjie meer in. Alright, so 'n kamets kom altyd onder die woord en dit lyk so streepie met 'n klein stertjie af, as jy dit so wil sê. Alright, lyk so amper soos 'n T-aansluiting. T-aansluiting teken en dit kan nou of 'n lang A wees of 'n O. Dis meeste van die tyd 'n lang A, maar soms is dit kort O, maar okay, ek gaan nie daarin gaan nie, dis 'n ding op sy eie daai. Maar weet maar net dis daai klank. Alright, dis 'n A. So as julle weet dis 'n kamets, dan sal ek baie happy wees as julle weet daai T-aansluitingkie is 'n kamets. Dan het ons ek het seker maak ek sê alles hierso. Alright, ja, kamets. Alright, dan het ons 'n golom. Golom kom altyd bo 'n woord. Gewoonlik dan nou aan die linkerkant. En dis so kolletjie net.
Alright, en nou die kolletjie in die byt sê vir ons is 'n hard byt wat uitgespreek word, maar dit niks met die vokaal uit te waai per se nie. Die golm is die kolletjie hier daarbo. En dis 'n o klank, alright? En dis 'n lang o klank. So lang vokaal, alright, so weet nie daarvan. Hierdie leesmoeders is dan of matrisleksioonies wat ek gepraat het, dat sekere van hulle vat nog 'n konsonant by, maar vergeet eens daarvan. Alright. Alright, so die kolletjie bo-woord is 'n golm. Dan het ons twee streepies aan die onderkant. Ag, twee kolletjies, ekskuus. So twee kolletjies lyk amper soos 'n deelteken, nê, as ons in Afrikaans sien 'n maar leer het. Alright, maar nou hierso is dit onder die woord, nê, by Hebreëus. Dit noem ons 'n sere en dis 'n lang e klank. Sere. So 'n lang e tipe van klank wat ons sou uitspreek in Afrikaans byvoorbeeld. En dan het ons waar is die gierek nou? Kom ons nie voorbeeld. Alright, so gierek het twee weergawe, so die kolletjie onder 'n bo woord is 'n golm, maar as 'n kolletjie onder 'n woord is, dan is dit 'n gierek. Nou as die gierek op sy eie is, so dis net 'n kolletjie onder. As hy net op sy eie is soos hierso, dan is dit 'n kort gierek. As hy soos hierdie een is met 'n jot saam met hom 'n leesmoeder, dan noem ons dit 'n gierek jot, is sy naam, en hy raak dan lank. Lank en hierdie is kort. Alright, maar ek verwag jy moet al goed nou weet net as daar 'n kolletjie onder 'n konsonant is, dan is dit 'n gierek. 'n kolletjie, een kolletjie onder 'n woord, dan is dit 'n gierek. Alright. Nou gaan ons aan na hierdie kant toe. Alright, nou gaan ons aan die kort vokale toe. So ek verwag jy moet al hier verskillende goed weet maar net, jy moet net die goed kan identifiseer die konsonante. Alright. Hierdie een noem ons 'n pattag. Okay, dis ons eerste kort vokaal wat ons nou hier gaan hanteer in hierdie kolom behalwe nou vir die gierek op sy eie net. Pattag is 'n streepie onder is baie eenvoudig, 'n streepie en dis 'n kort a. Okay? So in voorbeeld in Engels 'n kamets wat 'n lang a is, sal sê maar wees vader en 'n kort a is something soos bat. Right, soos 'n vinnige a klank. Vinnige a wat mens sê. So pattag streepie, onthou die kamets is 'n streepie met 'n stertjie of 'n T-aansluiting, né? Maar hierdie een 'n kort a is net 'n streepie. Alright? Dan het ons maar die kamets gaan toe, het ek oor gepraat, moenie te veel daaroor nou worry nie, maar weet jy daai teken daar is 'n kamets. Alright, die T-aansluiting. Dan het ons die volgende een wat nou anders te lyk. Ons noem dit 'n kibbutz. Alright, so dis 3 kolletjies wat so van links bo na regs onder toe beweeg. Is altyd onder 'n woord. Dis 'n kibbutz, soos 'n u. 'n U tipe van klank, né? Kibbutz. So kibbutz. Alright, so dis hoe ons uitspreek. En dan het ons 'n segol, hier's verskillende variasies. Hulle almal is kort vokale, maar die punt is, jy moet net weet dis die drie kolletjies wat so maak, 'n driehoek amper altyd onder 'n woord. Segol, mense sou dit ook kan skryf. Ek skryf dit nou verkeerd vir julle, maar hierso, maar mens kan sê dis 'n kort e, né? Soos 'n e met 'n kappie, back, né? Of 'n vinnige e, né? Wat mense sou skryf, né? In Afrikaans byvoorbeeld. Alright. So maar onthou dit. So ons het 2 lang e's. Die ander een is die sere, wat die langsom is. Sere, net 2 kolletjies, lang e en dan tot sere, 'n kort e. Alright. Jy sal sien ook aan die linkerkant van die tabel is daar dan nou die I-class vowels, die U-class vowels en die A-class vowels. Alright, so die vokale word dan opgedeel in 3 hoofgroepe ook dan nou. Behalwe van die feit dat hulle lank of kort is hulle ook volgens die klank in spesifieke kategorieë opgedeel. Alright, dan het ons alright, dan hier is die ander boggertjie. Alright, hy is baie volop. Sheva. So hy is 2 kolletjies wat net so is. Sheva. Nou hy is 'n bogger want dis ook 'n e-klank, maar dis 'n baie kort e-klank. Ons sal baie keer as 'n tipe van klank maak. En jy kry eintlik 2 tipes van hom. Maar hulle lyk presies dieselfde, maar een is sê jy, so dis audible. Jy spreek hom uit, as dis audible. En die ander een kry is silent. Nou later sal mens leer met die reëls van die taal dat seker is van hulle moet stil wees. So jy sien hom net daar, maar jy spreek hom nie uit. So dit klink baie vreemd nou, nee, maar hy's baie algemeen die vokaal. So hy kan of uitgespreek word of nie. En dis 'n
tipe van klank. 'n baie kort tipe van klank, nê? Amper. Amper soos dis nie heeltemal dieselfde nie. Ek maak nou 'n simpel voorbeeld, maar is amper soos ons in Afrikaans, nê? So tipe klank. Alright? Maar dit slaat nie dieselfde nie. Dit is maar net 'n gedagte wat jy kan onthou. Alright. So dis die vokale. So ons gaan nou oorgaan na ons teksgedeelte toe. En dan gaan ons 'n bietjie oefen en identifiseer. Alright, hier's 'n ander een, skus, dat ek nog nie gehanteer het nie. So van hulle sal jy sien wat so ek gesê het, is saam met leesmoeders, maar hier's een spesifiek ook wat nogals wat ek net moet noem hier. So hy het 'n ander naam. So sy naam is Surek. So dis 'n oe klank, amper soos 'n kibbutz, amper. So dis 'n waf wat 'n kolletjie kry in hom. Alright. En ons noem dit 'n Surek, dis amper soos 'n oe of 'n oe, soos in Afrikaans oe, né? So saam. So ons sal hom sy naam is Surek. Alright. So daar's nog 'n paar ander vokale, maar nie ander tekens nie, né? Dis kombinasies van ander goed bymekaar. So as jy net hierdie paar van hierdie goed net ken wat ek nou uitgelig het, dan sal jy baie goed doen sover. Alright, so kom ons gaan na die eerste sin van Psalm 121 toe. En ek wil nou vra dat ons nou, ek gaan julle 'n beurte gee dat ons die vokale identifiseer. En dan, maar kom ek wys jy as jy leestekens, gaan ek net merk dat ons hulle half skiep, dat julle nou nie onnodig op hulle fokus nie. Alright, so hierdie eerste woord, alright, daai ding wat daar is dit leesteken. Of ek moet hom dalk nie heeltemal so toemaak nie, wag. Dat jy my kan sien nog, alright, wag, kom ek vir jou maar uit daarso. Alright, daai is 'n leesteken. Hierdie diamantjie of vierkantjie daarbo is 'n leesteken. Dan het ons, daar's 'n aksentteken, daai ding wat daar is. Hierdie ding is ook 'n aksentteken en ook hierdie ding is 'n aksentteken. Alright. Nou kom ons begin met die eerste twee woorde. Alright, ek wil iemand hê wat gaan volunteer. So ons gaan eers woord vir woord die vokale identifiseer en dan gaan ons hulle uitspreek. Dan gaan ek julle help om dit uit te spreek. Alright, wie gaan begin nou hierso? Wie gaan vir ons begin? Wie sien kans? Ek sal gou eers gaan noem. Alright, Willem, dankie. Daar onder die eerste ene is hy kolletjie, dis 'n I klankie. Alright, So hy sal wees alright, 'n I-klankie, wonderlik Willem, wonderlik, jy het hom reg identifiseer, 'n I-klankie, so ons noem dit 'n Gierek J dan nou spesifiek. Dankie Willem. Ja, jy kan maar aanhou jou mic, Willem. Jy hou maar aan asseblief as jy kan. Alright, kom ons gaan na die volgende woord toe. daar onder die lamet is net daai streepie wat 'n petag is en dit gaan 'n kort A wees. Alright, volgende een. Dus onder die mem is dieselfde ene, ook weer 'n kort A, die petag. En dan onder die iron is almos nou daai tweetjies, die streepie met die twee kolletjies. Dit gaan nou ook 'n petag wees, 'n kort A, maar dan gaan hy nou sê dat hy mos nou daai sheva by het, dat hy daar moet eindig as ek reg is. Ja, so dan raak dit so ek het hierdie vokale spesifiek oor gepraat nou nie. So kom ons gaan dit vinnig so toe. Alright, so dit is hierdie ekstra kort vokale. So ons noem dit 'n gatef patag en 'n gatef kamets en 'n gatef segol. So dis 'n baie kort weergawe dan. So hierdie hele ding plus die twee kolletjies plus daai ding is dan 'n gatef patag. Nou, hoe weet ons daarvan? Dat dit is nie die gewone een is nie, want 'n gewone konsonant kan nie twee vokale eintlik tegnies vat nie. So hy sal net een hê, so hierdie ding kan nie twee aparte vokale wees nie. Dit is een ding en ons sien dan hierso is 'n gatef patag. Hulle is nie so algemeen nie, maar ons kry hulle gereeld, kan ek maar sê. En veral by guttural konsonante naby dit ook veral en ook by lang woorde. Want Hebreëus is nogals is amper soos 'n wat is 'n jigsaw in wat noem mense dit 'n seesaw in Afrikaans nou weer? 'n wipplank, né? Nee? Alright, 'n wipplank, 'n seesaw is Engels, né, Aiden? You know a seesaw? Ja, seesaw. So how does a seesaw work?
Aiden? Presies so hoor. How does it work? Think about seesaw now in general. Putting weight by one side and then bringing it up, pushing it upwards, and allowing the weight for the other side to bring it down. Right. So and then if I want to change this, then yes, like you said, then I will add weight on the other one, more weight, and then this side will go up. All right. So it go up and down, up and down, up and down. So Hebrew is like this. If you have a word, and for example, you will see later, we make words longer often. So in Hebrew, if you add things to the one side, the other side must compensate for the longer word. And usually then it has to do with accent marks and the vowels. So if you add things to the end of a word, then it means that this other side must become shorter, the vowels. And then often in long words, the one side you'll find quite a lot of gatif vowels because it needs to compensate. You cannot have long vowels for one word. Then you need to have extra short vowels in the beginning, often in the beginning of the word. Alright, so but onthou julle net hierdie beeld van 'n wipplank, so werk Hebreëus. So as ons woorde langer maak, dan moet daar goeie verander met die klanke. Alright. So die een kant gaan langer of af, dan gaan die ander kant moet die ander kant opgaan. Alright, en andersom ook. Alright. Alright, so kom ons gaan aan Willem, kom ons gaan aan. Jy het hom reg identifiseer daarso. Kom ons gaan aan hierso. Dan is dit daar by die waf wat na die lamet is, Ja. waar die kolletjie mos nou bo op het, Ja. en dan hy maak kom ons nou 'n o-klankie as ek reg is, 'n korterige o, nie 'n o-klankie, 'n o-klankie, nie 'n o-klankie. Ook yes. Vir lom, vir lom. Ja. Ag vir lot, sorry, vir lot. Lot, yes, lot. So ons noem dit 'n golem waf in spesifiek, maar ek het nou nie al daai goed met julle gepraat nou nie. Golem waf, maar so is 'n golem, jy's reg en dis 'n o-klank. Jy's 100% reg. Lot. Alraai. So kom ons spreek dan hierdie woord uit, né? So die eerste konsonant weet ons is 'n shin, S-H-I-N. Dan het Willem vir ons gesê is 'n Gierek J en dan 'n resh, 'n R-klank, né? Daai is 'n resh. Alraai, Willem, lees ons daai eerste woord. Dit gaan sheer wees. Sheer, As ek reg is, sheer. of jy kan net sê sheer ook. Jy kan maar net sê sheer ook. Alraai. Maar jy's nie verkeerd heeltemal. Jy's nie verkeerd heeltemal nie. Ja, ek sien nie jy's verkeerd nie. So die Gierek J sal mens sê is saam vorm hulle 'n lang u klank. So sheer eintlik al tipe van ding. Want sheer dan moet ons half nog 'n klank hier hê wat daai bysit. Sheer. Maar ons het nie daai ekstra ding daar nie. Maar ek hoor wat ek verstaan hoe jy redeneer. Jy's nie verkeerd nie. Jy kan sommer net sê sheer, maar as jy sheer sê is ook reg. Dis nie verkeerd nie. Jy is daarso. Alraai, kom ons gaan na die volgende woord toe. Dit gaan nou wees lama a lot. Lama a lot. Alright. Goed. So ek het nog nie, jy's reg. So kom ek verduidelik dit iets vir julle as klas net hierso. Ons het 'n kolletjie in die meng daarso. Alright. Ek weet dit is nou baie as reeltjies so goed, julle moenie oorweldig voel oor dit, maar as ons 'n kolletjie in 'n boek in 'n konsonant het, dan noem ons dit 'n dagesh. Alright? Maar julle hoef nie al daai goed nou te weet nie. Daar's twee tipes dageshes. Die een maak dat die woord verdubbel, die konsonant verdubbel. Dan hulle lyk presies dieselfde. Dit is net 'n kolletjie. Een verdubbel of hy sê jy moet die woord harder uit die klank harder maak, die konsonant harder uitspraak maak. Alright. Die harder is net 'n sekere groep van konsonante. Daar's 6 van hulle. As ek nou reg om Begat Kefat letters, daar's net 6 van hulle, 6 of 5, ja, 6 dink ek. Wat dan maak as hulle dit in het, kan dit of harder of verdubbel wees. Die mem is nie een van daai nie. So as 'n konsonant soos 'n mem 'n kolletjie het, dan sê dit vir ons daai konsonant het verdubbel. Alright. So letterlik staan nie eintlik lamet mem ayin. Alright? Lamet waf taf. Alright? So jy's reg, ons sal sê dan lamma a lot. So lamma a lot. Alright? So
Die A en die daar's 'n ruimte tussen die ayin en die lamet. Bedoelende ons spreek dit nie as al uit nie. So dit is lamma alot. Alright. En wat die kolom waf kan nie op sy eie wees nie. So ook 'n ander ding in Hebreëus. Hebreëus het twee tipes syllables. Wat lettergrepe is Afrikaans nou nie syllables of lettergrepe. So ons kan either hê, so jammer ek gaan nou na my Engelse goed terme gebruik, want dis hoe ek dit maar leer. So ons kan of 'n consonant vowel consonant hê of 'n consonant vowel. So ons noem hierdie 'n closed syllable of open. So in Hebreëus kan jy nooit jy kan nie nooit hê iets soos consonant vowel of so iets. Jy kan nie so iets hê nie of sê maar vowel consonant of wat ook al nie. Daar moet altyd eers 'n konsonant wees van 'n lettergreep. Hy moet altyd eerste wees en dan kan hy either konsonant vokaal wees of hy moet konsonant vokaal konsonant wees. Dis al twee opsies wat daar is in Hebreëus. Alright, en baie semitiese tale waarvan die Hebreëus ook dan 'n familie is, hulle almal is so. Okay. Dis nou maar net hoe dit werk. En dit help ons ook om te weet wanneer om seker op te hou met sekere woorde, waar moet daar breuke wees ensovoorts. Maar dis anders as wat ons aan gewoonte sien maar in Afrikaans. Nee, so die woord braai, so 'n woord sal glad nie kan werk in Hebreëus nie. Behalwe nou verkeerde van die vokale wat ons het, maar ons het konsonant. Alright. So dit kan nie werk. In Hebreëus sal jy nie so 'n woord kry nie. Byvoorbeeld. Alright. So daar moet 'n vokaal tussen die b en die r wees, byvoorbeeld. Alright, dis maar net 'n simpel voorbeeld, maar ek hoop julle verstaan dan nou die voorbeeld. Alright. So dit is wat ons daar het. En hoekom ek dit sê is want die golem waf daar wat ons het daar, al is dit 'n konsonant, dis nie 'n konsonant eintlik, dis eintlik 'n mother of reading. So dis eintlik 'n vokaal wat net 'n konsonant aanneem om te help om uit te spreek. So eintlik daai loud, dit moet een ding wees. Soos wat Willem met uitgespreek het, nê? Ons kan nie oud net sê nie. Dit moet loud wees of lot dan nou wees, nê? 'n kort o, lot wees. Kan nie ot wees nie, moet lot wees. En dis maar hoe dit werk in Bybelse Hebreëus. Alright, ons tyd, ja, ons is 'n minuut en 'n half oor voor Zoom ons gaan uitskop. Alright, Ella kom doen vir ons die volgende woord. Kyk of jy die vokale kan sien. Moenie worry as jy nou verkeerd is of so nie, ons leer, nê? Okay, so ek wys dit vir jou hierdie dinge, die reste vet wat ek nou maak hierso. Wat maak dit so? Hierdie ding wat ons hier het, daai ding is 'n leesmoeder. Ekskuus, 'n aksentteken. So Ella, of as jy my kan aansit of iemand anderste dalk. Klink my Ella is nie daar nie. Dan is Karel of Aiden, kan julle gou help? Essa, good. Alright, so wat is die naam van hierdie eerste vokaal? Alef. Ag, van die eerste vokaal, sorry. Dit is 'n segol. Segol, good. So dis 'n kort e-klank, segol. Alright, en dan die tweede vokaal? Dit is 'n gamets. Gamets, yes. Alright. So gamets is en hierso is hy 'n lang A en die eerste een is 'n kort e. Alright, amper soos 'n e met 'n kappie op, nê, in Afrikaans. Amper so. Alright, so die kolletjie wat ons hier in die S het, is 'n verdubbeling S, daai soos ek nou nog verduidelik het. En nou die ander kolletjie hierso sê vir ons dit is 'n sin. Alright, so dis nie shin nie, dit is sin. So dis S sa. So tegnies is daar 'n alef, 'n shin. Or ekskuus, as ek nou verkeerd hier. Sin is nou sin, ja, dis sin is nou never right.